Die laaste tyd, persoonlik ek self, is ek opgewonde van wat besig is om te gebeur. Die laaste 4 boodskappe was vir my net so anders gewees. In hierdie nuwe reeks van my liggaam as tempel, my liggaam God se woning, God se tempel, is ek baie opgewonde. En ek ontdek maar net dat heiligmaking en om heilig te wees gaan oor baie meer as net om te doen of nie te doen nie. Dit gaan oor ons voedsel, wat ons eet. Dit gaan oor finansies, hy het vanoggend vir my gewys. Want dit gaan oor om hom te openbaar. Net hy as verheerlik. En hy as besitter van hemel en aarde, die aarde behoort aan hom, het geen tekort nie. So as Christus in ons verheerlik word, sal elke area van ons lewe aangeraak word. En daar sal duidelike verandering wees, waar mense sal sê, waarlik, God is nie net met hulle, maar God is in hulle. Wat betref ons liggame, om nie dood te gaan nie, wat betref finansies, wat betref jou besittings, alles sal 'n aanduiding wees, waarlik, God is hier teenwoordig en God word geopenbaar. As ek vat, verlede week het hy vir my gewys, en ek het met 'n paar van julle gedeel, dat die heerlikheid wat ons nou gaan openbaar is groter as wat ons vroeëre jare beleef het. Mense gaan na ons toe kom, uit hulle eie, en daar gaan 'n finansiële invloei en deurbraak wees vir almal. Ek preek gewoonlik wat hy vir my gee. Ek het lanklaas of min gepreek oor finansies. En vanoggend toe gee hy vir my iets. En ek is net gehoorsaam oor dit. Ek wil gou 'n bietjie agtergrond gee. Jare gelede het ek 'n boodskap gebring oor tiendes. En hy het vir my gewys dat die tiendes in Maleagi 3 waar God vir hulle gesê het, julle beroof my, julle beroof die huis. En daar's 'n vloek oor julle en die springkaan en die mot sal dit opeet. Daai vloek het hy geword. En daardie boodskap wat ek gebring het oor tiendes, het ek 'n boodskap gebring om die beginsel te verander. Dat God is ons bron. Ons as seuns is erfgename. Alles behoort aan ons. Dat ons nie 'n tiende gee, en as jy 'n tiende nie gee nie, beroof jy God en dan is jy vervloek. Hy het die vloek weggevat. Ek het die beginsel verander, en ongelukkig het mense dit gevat as ek het die gee en die tiendes weggevat, wat nie die geval was nie. Ons het die vloek weggevat. Ons het die beginsel weggevat dat dit in jou vermoë moet wees, sodat God jou moet seën. En dit het gemaak, as ons eerlik moet wees, dat mense finansiëel swaar kry. En is interessant, God was baie stil met my oor dit, so asof hy ons voorberei het vir iets. Asof dit 'n louteringsfase was, dat ons by die plek kan uitkom om God te vertrou ongeag. Nou ervaar ek, hy begin nou goed gee, sodat ons die blessing, die seëning van dit ook kan geniet. En ek wil vanaand oor dit praat, wat hy vanoggend vir my gegee het, uit die bloute. En kyk gou wat sê Spreuke 10:22. Met ander woorde, ek het die beginsel weggevat van 'n vloek as jy nie, en die mot, en die springkaan, wat die oes opeet. En mense het dit lyk my gevat van, ons hoef niks meer te doen nie, ons hoef niks meer te gee nie, en dit is nie die konsep gewees nie. En hy het my stil gemaak oor dit. Ek dink om mense voor te berei vir dit wat vir ons nou kom, om te besef die beginsel. Die beginsel is nie jou vermoë om te gee nie, die beginsel is waaruit ons gee. Hy is my Vader, ek as seun is erfgenaam, hy het besitreg, die aarde behoort aan hom. Met ander woorde, dit verander jou konsep van gee. Want weet julle wat? Armoede is 'n gees. En 'n gees is 'n beginsel. Armoede is 'n sekere beginsel. En weet julle hoe redeneer hierdie beginsel? Hierdie beginsel redeneer, ek kan nie gee nie, want ek het nie. En daai beginsel maak, dat wanneer jy het, jy ook nie gee nie. Dis hoekom mense vasgevang is, in daai gees van armoede. Want vir so 'n persoon, as so 'n persoon nou 100.000 rand kry, gaan so 'n persoon na 2 maande weer sit in armoede. So wat is die beginsel dat God is my bron? Ons het Sondag gehoor, ons is in die wegspringblok, reeds geregverdig. Hy het geregtigheid gegee as 'n geskenk. Ek het die reg om in sy teenwoordigheid te wees.
in my gesondheid, in my lewe om nie dood te gaan nie, in my finansies, in my alles. So as ek uit daai beginsel van daai platform af redeneer, dan sal my redenasie wees, al het ek nie, ek gee. En baie mense wat dan het, sal ook gee. Baie mense redeneer, omdat ek nie het nie, daarom gee ek nie. So dalk is dit die rede, omdat jy nie het nie, omdat jy nie gee nie. Julle hoor wat ek sê vanaand. En vanaand wil ek oor dit praat. Julle ken my, ek praat nooit oor dit nie. So ek praat wat God my gee, want hy het dit vir my gegee van ons bediening. Ek het verlede week gesê, hy het vir my gewys, finansies gaan inkom. Maar die inkom van finansies is nie uit 'n plek van arms gevou. 'n Boer vou nie sy arms, sit in sy voertuig en hou sy lande dop nie. Daar gaan niks gebeur nie, al is hy seun van God. God het vir hom instrumente gegee, God het vir hom gereedskap gegee, hy het 'n trekker, hy het 'n ploeg, God het vir hom saad gegee om die grond te sit, en dis God se verantwoordelikheid in daai saad 'n krag wat 'n oes inbring. So daar is sekere beginsels wat belangrik is vir ons as seuns van God. Selfs met ons voedsel, as ons wil hierdie onverganklikheid, verheerlikheid wil instap, sluit heiligmaking in, dit wat ons eet ook, en ons gaan by dit te kom, ons gaan 'n fantastiese reeks aanbied oor dit. Maar ek voel die tyd is nou reg, ek sê die tyd is nou reg vir die wat in jou bediening is, almal is geposisioneer, en ek glo almal besef hulle afhanklikheid van hom as die bron. So kyk nou wat sê Spreuke 10:22. Vers 22 sê, die seën van die Here, dit maak ryk, en moeitevolle arbeid voeg daar niks by nie. Dit is die seën van die Here wat ryk maak. Moeitevolle arbeid voeg niks by dit nie. Maar kyk gou wat sê Spreuke 11:24 oor dit. Spreuke 11:24 sê iets interessants. Baie mense redeneer, dis die seën van die Here wat ryk maak, so ek sit arms gevou, ek vertrou hom en my verwagting is hy. Dis nie wat dit beteken nie. Kyk gou wat sê Spreuke 11:24. Daar is een wat ruim uitdeel en nog meer kry, en een wat terughou, meer as wat reg is, maar tot sy gebrek. Wat beteken die seën van die Here? Dis afgelei van om die Here te vereer. Met ander woorde, ek seën die Here as dankbaarheid, as 'n verering, om te sê dankie dat U my seën, ek is geregverdig, ek is geposisioneer, ek vereer U, daarom gee ek. Daarom gee ek. Dis die rede hoekom ek gee. Kyk gou wat sê Genesis 26 oor dit. Wat beteken dit as God jou seën? Dis nie uit jou sweet van jou aangesig nie. Kyk gou wat sê Genesis 26 vers 12. Vers 12 sê, Genesis 26 vers 12, Isak het toe in die land gesaai en daardie jaar 100voudig gewen, want die Here het hom geseën. So, die seën van die Here maak ryk beteken nie, ek sit hande gevou nie. Vers 13, en die man het groot geword, en altyd deur groter geword, totdat hy baie groot was. So, as ek en jy die openbaring wil wees as God in vlees, het ons 'n verantwoordelikheid om God te vereer in dit wat ons het, en dit sal manifesteer as die Here seën. Julle hoor wat ek sê? Dis so belangrik, dis so belangrik. Nou is die vraag wat jy jouself moet afvra, glo jy, is jy oortuig daarvan dat God as jou bron jou wil seën? En dat hierdie seën beteken ek vereer hom deurdat ek gee. As ek die persoonlikheid en die karakter van God het, is my manifestasie om te gee. So lief het God die wêreld gehad, dat God sy enigste gegee het. Met ander woorde, as ons sê die Here seën ons, as ons sê ons is seuns en erfgenaam, sal die funksie van manifestasie wees, ek kan nie anders nie, ek gee. Ek gee. Julle hoor, nou baie belangrik, as ek die oortuiging het, dis wie ek is, sluit my gehoorsaamheid nou 'n baie belangrike beginsel in as die aksie van besluit. Met ander woorde, die vermoë om deur God geseën te word, is eintlik nou in my hand. Jy moet nie vir geld werk nie, maar dit beteken, jy laat nou toe dat geld vir jou werk.
Dis nogal 'n anderse beginsel. Dis 'n anderse beginsel. En daar's 'n sleutel in dit. Kyk gou wat sê 2 Korintiërs 9 oor dit. Kyk gou wat sê 2 Korintiërs 9 oor dit. Daar's 'n beginsel in dit. En daar's 'n sleutel ook. Hoor wat sê 2 Korintiërs 9. 2 Korintiërs 9 oor dit. Ek is opgewonde oor dit. Ek is opgewonde oor die plek waar ons nou is. Ek het 'n vrymoedigheid om nou finansies te hamer. Want God het my geposisioneer, dis nou die tyd, julle as bediening is nou gereed. Vir dit. Halleluja. Halleluja. 2 Korintiërs 9 vers 6. Maar dink daaraan, wie spaarsaamlik saai, sal ook spaarsaamlik maai. En wie volop saai, sal ook volop maai. Stop gou, ek wil gou net dit verduidelik. Daar's 4 verskillende dimensies as dit kom by finansies. Ek wil gou praat oor die 10de. Die 10de en die offergawe gaan oor die huis, die tempel, en dit het verwys na die leviete. Die leviete was die ouens wat die huis versorg het, wat die tempel versorg het, wat seker gemaak het, alles is hier. Die leviete was weerhou om enige ander vorm vir inkomste te hê. Met ander woorde, as ek dit reg verstaan, wil God nie hê ek moet my tyd vermoei en verfoei om vir my te gaan werk soek ter wille van oorlewing nie. God soek my volle aandag as geheilig, eenkant geset apart, presies wat ek lewe. Maar die 10de van die mense wat inkom, was vir die versorging van die mondstuk. Die offergawes wat inkom, is die versorging van die gebou. Dit is wat God in gedagte gehad het. Dan was daar 'n ander vorm, dit was almoese, dit was gewees vir die armes. Die enigste plek waar jou linkerhand nie moes geweet het wat jou regterhand doen nie, as dit gekom het om vir die armes te gee. Hoekom het God dit so gedoen? Om daai persoon se integriteit en sy waarde te beskerm, dat daai persoon nie verneder voel as 'n arme, en nou spog ons het vir daai persoon kos gegee, of ons het vir daai persoon finansies gegee nie. Die hartseer van ons bediening was, die laaste jare het ons eintlik geleef as 'n arme. En dan is daar die ander beginsel van saai en maai. Nou sê hierdie woord, maar ons laat dit inbring in die reeks in. Maar dink daaraan, wie spaarsaamlik saai, sal ook spaarsaamlik maai. Wie volop saai, sal ook volop maai. Laat elkeen gee soos hy hom in sy hart voorneem. Nie met droefheid of uit dwang nie, want God het 'n blymoedige gewer lief. Met ander woorde, dit beteken, as jy nie reageer en gehoorsaam is met 'n vrymoedigheid en 'n dankbaarheid oor jou 10de nie, is daar nie 'n vloek of iets wat jou sal tref nie. Maar as 'n liggaam, as een liggaam, as ons verskillende lede, en hoe ek dit insien is, as God my geroep het om die woordsaad te bring, het God iemand anders opgerig om my te versorg. Dis hoe die liggaam as 'n eenheid funksioneer. Dat daar nie 'n gebrek is aan die liggaam nie. Soos wat ek weet, ek is hier om seker te maak, jy gaan nie dood nie. So is jy hier om seker te maak, ek ly nie gebrek nie. En as ons daar beginne leef en die openbaring het, dan word Christus in heerlikheid geopenbaar as sigbaar. So daar is op die oomblik 'n gebrek in die liggaam in lig van die wêreldbediening. God het mag om alle genade, vers 8, 2 Korintiërs 9 vers 8, God het mag om alle genade oorvloedig oor julle te laat wees, sodat julle altyd in alle opsigte volop kan hê, en oorvloedig kan wees tot elke goeie werk. Vers 9, soos geskrywe is, hy het uitgestrooi, hy het aan die armes gegee, sy geregtigheid bly tot in ewigheid. Onthou julle, ons het geregtigheid as 'n geskenk gekry. Geregtigheid, jy's geregverdig, jy kan in die teenwoordigheid van God staan as jy die wegspringblok, en nou gaan ons hierdie lewenswandel as die gebou, as die openbaarmaking in hy vlees hardloop. Dit sluit ons voedsel in, dit sluit ons gesondheid in, dit sluit ons finansies in. Ek is so opgewonde dat God alles bymekaar bring vir ons nou. Vers 10 sê, en mag hy wat saad verskaf aan die saaier, ook brood verskaf om te eet, en julle saad vermeerder en die vrug van julle geregtigheid laat toeneem, sodat julle in alles ryk kan word tot alle milddadigheid,
wat danksegging aan God deur ons bewerk. Met ander woorde, wat is danksegging van God? Milddadigheid. Wat is milddadigheid? Milddadigheid beteken om te gee onvoorwaardelik meer as genoeg. Dus ek is 'n milddadige ou beteken, man, ek is 'n geer. Jy's 'n geer. Dis wat dit beteken. Vers 12. Want die bediening van hierdie hulpbetoning voorsien nie alleen aan die behoeftes van die heiliges nie, maar is ook oorvloedig deur baie denksegging aan God, omdat hulle deur die bewys van hierdie diens, luister mooi, omdat hulle, dis wat ek het nou verduidelik wat beteken God seën, vers 13, omdat ons deur die bewys van hierdie diens om te gee, eintlik God verheerlik, oor die onderwerping van julle belydenis aan die evangelie van Christus, en oor die milddadigheid van die bydra aan hulle en aan almal. Met ander woorde, as jy tiende verstaan, en jy verstaan, God is jou bron, en jy gee as 'n seën, om die mondstuk te versorg, bewys jy eintlik eer, en jy verheerlik eintlik, God in vlees. Mense, besef ons die krag van dit. Besef ons die krag van dit. So met ander woorde, punt nommer 1, daar moet 'n oortuiging in jou hart wees. Wie jy is, God is jou bron. Geld is nie jou bron nie. Geld is ook nie jou voorsiening nie. Hoekom het God dit so gedoen? Hoekom al hierdie goed? Vir een rede. Net vir een rede. Kyk gou wat sê 1 Tessalonisense 6, dink ek. 1 Timoteus 6. Kyk gou wat sê 1 Timoteus 6. Vers 17. Hoor gou hoekom. 1 Timoteus 6 vers 17, beveel die rykes in die teenwoordige wêreld om nie hoogmoedig te wees nie, en ook nie hulle hoop te stel op die onsekerheid van die rykdom nie, maar op die lewende God, wat ons alles ryklik verleen om te geniet. Met ander woorde, finansies, jou huis, jou voertuie is nie jou lewe nie. Ek het maandag hier aangeraak. Christus is jou lewe. Milddadigheid om te gee is 'n manifestasie as 'n vrug van jou lewe, want alles wat jy nou het God net daar gesit vir ons om te geniet. En God, enige pa, wil hê sy kinders moet geniet. God se grootste begeerte is, ons moet dit geniet. Maar ons sit met 'n gees, 'n beginsel van, omdat ons nie het nie, gee ons nie, maar dalk het ons nie, omdat ons nie gee nie. Want as jy so redeneer, en jy het, gaan jy ook nie gee nie. Ek gaan nou vir julle ietsie sê, hierdie bediening se grond is vrugbaar, want die woord bepaal die vrugbaarheid. En daar's baie min bedieninge wat se grond so vrugbaar is. Maar daar's nie 'n oes nie, want die saad is op ander plekke. Ek sê vir julle, ek was in my lewe nog nooit so opgewonde oor finansies en te preek oor dit, want ek weet soos wat ek weet, God is besig met iets groots, en my en jou gehoorsaamheid gaan dit aktiveer. So belangrik, saad verlaat, luister mooi, saad verlaat nooit jou lewe nie. Dit word deel van jou oes, van jou toekoms. Dit verlaat net jou hand, maar dit bly deel van jou lewe. En jy kan jou toekoms nou bepaal. Saad, hy geld, hy tiende, verlaat nooit jou lewe nie. Dit verlaat dalk net jou hand, maar dit bepaal vorentoe, 'n toekoms. Yes, dis fantasties. Nou is die vraag, goeie grond. Wat is goeie grond? Wat is vrugbare grond? Kyk gou wat sê Markus 4, vers 20. En dit is hulle by wie in goeie grond gesaai is. Hulle wat die woord hoor en aanneem en vrugte dra. 130, 160 en 100voudig. Met ander woorde, ek en jy kan ook bepaal, gaan dit 30voudig, 60 of 100voudig wees vir ons. Want ek verseker julle, hierdie is vrugbare grond. Vrugbare grond. Nou, die woord berei die grond. Jou geloof, jou oortuiging aktiveer die saad as gehoorsaam gee. Sy liefde verseker die oes. My aksie as gee bepaal die oes. Sy krag manifesteer die vrug as die oes. Soek jy 'n deurbraak? Luister mooi, saai in die salwing opwaarts. Hy sê vanoggend dit vir my, soek jy 'n deurbraak? Ek dink baie van ons soek nou 'n deurbraak. Saai in die salwing opwaarts. Kyk wat sê Efesiërs 4. Wat beteken dit? Saai in die salwing opwaarts. Kyk wat sê Efesiërs 4.
Ek sê vir julle, ek was 'n miljoen nog nooit so opgewonde oor dit nie, want ek weet dis 'n beginsel wat gemaak dat dinge verander. Kyk gou wat sê Efesiërs 4. Kyk gou wat sê Efesiërs. En ek is die Here dankbaar dat hy met my so gewerk het. Want ek is vrygemaak van geld, dat geld my nie kan oorheers of manipuleer nie. God is my bron, en hy het eers vir jare die grond voorberei, die fondasie diep uitgelê, en nou kan die blessing manifesteer. Want die oes gaan soveel beter wees as wat ons op 'n plek gesaai het waar ouens nog die wet en dood verkondig, en daai grond is eintlik brakgrond, maar God se liefde vir die mense het seker gemaak dat daar ook 'n oes was. Besef julle die oeste wat nou kan inkom vir ons as gevolg van die grond, as gevolg van die woord. Daarom soek jy 'n deurbraak, saai opwaarts. Wat beteken dit? Efesiërs 4 vers 11, hy het gegee sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars, om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk tot opbouing van die liggaam van Christus, tot ons almal kom tot eenheid van die geloof en van die kennis van die Seun van God, tot 'n volwasse man, tot die mate van die volle grootte Christus. Sê gou vir my, as God iemand gegee het, geroep, net sommige, daar is nie baie nie, en jy kan dit besef as realiteit, dink jy nie, dis 'n goeie plek. Dis 'n goeie plek as vrugbare grond nie. Want die uiteinde sal wees die volle grootte Christus, en die volle grootte Christus sluit in, nie net om nie dood te gaan of siek te word nie, dit sluit in, om genoeg en oorvloed te hê, as waarlik God in vlees, God in finansies, God in besittings. Hoor julle wat ek sê? So dalk was ons almal op 'n plek om hierdie boodskap nou te kan ontvang met 'n rein hart as oortuiging. Omdat ons almal afhanklik is van God. Maak dit sin? Nou, kom ons sluit af. Wat beteken dit om te saai opwaarts? Kyk wat sê Galasiërs 6, en ek gaan met dit afsluit. Kyk wat sê Galasiërs 6, vers 6. Onthou, God het sommige geroep. Galasiërs 6 vers 6, laat hom wat in die woord onderwys gee. Wie is hulle? Sommige. Meedeel van alle goeie dinge aan hom wat onderwys gee. Moenie dwaal nie. God laat hom nie bespot nie. Wat beteken vers 6? Vers 6 beteken, as jy sit by 'n plek waar 'n geroepe is, het jy 'n verantwoordelikheid om seker te maak, hy is versorg. As 'n ledemaat, as die liggaam, sodat Christus geopenbaar kan word. Vers 7, moenie dwaal nie. God laat hom nie bespot nie. Want net wat die mens saai, dit sal hy ook maai. Hy wat in sy vlees saai, sal hy die vlees verderf maai. Hy wat in die gees saai, sal hy die gees, die ewige lewe maai. En laat ons nie moeg word om goed te doen nie, want op die regte tyd sal ons maai, as ons nie verslap nie. Laat ons dan, terwyl ons geleentheid het, aan almal goed doen, luister mooi, maar die meeste aan die huisgenote van die geloof. Watter geloof? Maak seker of jy onder die geloof is. Is jy nie seker van jouself dat Christus in jou is nie? Stel jouself op die proef. Hoe? Finansies is ingesluit. Vers 10, laat ons dan, terwyl ons geleentheid het, aan almal goed doen, maar die meeste aan die huisgenote van die geloof. Vers 11, hoor vir Paul, hy sê, kyk met watter groot letters ek met my eie hand aan julle skrywe. So hy lê klem op dit. Nou is die vraag, wat is 'n geroepene? Wie en wat is 'n gestuurde? Dis iemand met openbaringskennis en waarheid. Daarom, kyk wat sê Johannes 13. Dis iemand met openbaringskennis en waarheid. Sê vir my, het daardie openbaringskennis en waarheid in die lig geval? Dis 'n man of 'n vrou set apart, geheilig. Daarom wil God nie hê ek moet gaan werk soek omdat ek finansiëel swaar kry en ek skeep af die vrugbare grond. Hoor julle? Wat is 'n geroepene? Iemand wat openbaringskennis en waarheid verkondig. Kyk wat sê Johannes 13:20. Voorwaar ek sê vir julle, wie iemand ontvang wat ek stuur,
ontvang my, en wie my ontvang, ontvang hom wat my gestuur het. Met ander woorde, as jy dit verstaan, doen jy nie eintlik goed aan my nie, jy doen eintlik goed aan hom. En hoe meer jy goed aan hom wil doen, as sigbaar ek, die verheerliking, sê God, doen dit aan Rudy. Dis die mense, en vir my seun, as ek mense by jou geplaas het, en jy wil goed doen aan hulle, dis my motto, my ure, my voorbereiding, dis fantasties, dis my lewe, ek doen dit nie vir julle nie, ek doen dit vir hom, maar omdat ek dit vir hom doen, hoor julle dit Sondag. Besef ons die krag en die realiteit van die eenheid as die liggaam van Christus. Onthou, besef ons dit. Nou, ek sluit af met dit, hy sê vanoggend vir my, as ek as geroep julle nie versorg met die woord nie, beroof ek nie vir julle nie, ek beroof myself. As julle gekies is, gehandpiek is om as 'n ledemaat in hierdie liggaam te wees, en julle versorg nie vir my nie, beroof julle nie vir my nie, julle beroof julle self. Want dis net een liggaam, as verskillende lede. Totdat almal kom tot eenheid van die geloof, dit sluit finansies ook in. Halleluja, ek is opgewonde vir dit wat nou gaan gebeur. En gee God die eer. En om God die eer te gee beteken, ek gaan Sondag met die woord julle vereer. Om God die eer te gee beteken, julle gaan God vereer deur die mondstuk te versorg. Amen. Amen. Amen.